Vriende, ek en my gesin sit vasgekeer in Bloemfontein as gevolg van die paaie wat gesluit is en die chaos wat in hierdie land heers. En ek kom sit vanoggend naby aan die lig, aan hierdie vuurtjie, want die koue front wat oor ons gekom het is hier en ek wil nie toelaat dat daardie koue in my gebeendere inkruip nie, want ek weet, as dit eers daar is dit bitter min dinge wat dit daar kan uitkry. En hierdie het vir my so 'n simboliese metafoor geword van waar ons vandag tans in ons land is. Hoe ander mense se aksies maak dat die vrees in mense se gebeendere inkruip. Maar vriende, ek is hier om vanoggend vir julle te herinner dat God die lig is. En dat hy vir elkeen van ons naby aan hom hou, sodat ons die warmte kan wees wat hierdie lig gaan uitstraal. Weet jy vriende, ons almal sê ons bid. Ons bid dat hierdie chaos sal ophou. Ons bid en ons smeek tot God om in te gryp, om vir mense te help wat COVID positief is of in hospitale is, vir mense wat deur hierdie verskriklike betogings geraak word, mense wie se besighede ondergaan, mense wie se veiligheid bedreig word. En dit is goed. En ek wil sommer die geleentheid gebruik om vir al die bedienaars wat oor sosiale media vir hierdie hoop van Christus aanvuur, om vir hulle te bedank en te vra, hou aan, moenie stop nie, ons het dit nodig. Maar terselfdertyd wil ek ook sê, dat ons gebed nie net 'n eenrigtingstraat is nie, en nie kan stop by vra nie, maar dat dit 'n dialoog is tussen ons en God, en dat ons ergens die tyd moet begin neem om stil te word en vir die Here te vra, Here, hoe wil U hê, moet ek U warmte na ander mense toe uitsprei en uitleef? Vriende, want dit is juist die taak waarvoor God vir ons geroep het. In goeie tye bly ons naby aan die lig en ons lees die woord en ons doen Bybelstudie en ons bid en ons kom agter dat die Here vir ons sê dat ons bekwaam is om te doen wat hy vir ons vra. En nou het die tyd gekom, vriende, dat ons doen wat hy vir ons vra en hy vra vir ons dat ons sy warmte sal gaan uitleef teenoor ander. Juis om hulle nader te trek aan die lig. Gaan word stil by die Here, vriende, en gaan hoor wat jy moet doen. Die Here sal vir jou 'n naam gee. Hy sal iemand in jou gedagtes laat opkom. Bel daardie persoon. Hoor, hoe kan jy help? Sê vir hulle, die Here het hulle naam op jou hart geplaas. Moenie daar stop nie. Maak WhatsApp groepe in jou gemeenskap, tussen jou familie en vriende. Kyk in die oggende, is jy reg? Kyk in die middag, voel jy nog oké? Kyk in die aande, kan ek jou help met iets? Hoor of mense genoeg kos het in hulle huis. Mense het nie beplan vir hierdie chaos wat nou in ons land is nie. Moenie dink daardie mense is wel af, hulle het kos nie. Bel, hoor, vra vir die Here, wie moet jy bel? Gaan luister. Doen 'n gebed vir iemand oor die foon. Versprei die warmte van Jesus Christus. Vriende, ons is nie alleen nie. Ons staan saam in die krag en die mag van Jesus Christus. Ons is die mense wat weet, daar is hoop in alle omstandighede. Ek en Marius, ons is daar vir julle. Ons lyne is oop. Bel as daar iets is waarmee ons kan help. Maar neem die roeping op wat God vir jou gegee het van die begin af, om sy warmte te gaan uitleef. Hy het juis vir ons gekies om sy hande en voete te wees, sodat ons ander mense kan nader trek aan die lig van Jesus Christus. Ek bid die bewaring en die beskerming en die seën oor elkeen van u. Amen.